wat die Here met ons wil deel. Nou met die projekte, is dit reg? Is dit 'n bietjie nader? Bietjie nader. Is dit nou beter? Goed. Nou met die projekte, nou vertel ek vir Japie daar agter, baie keer met my kinders, veral my seun, nadat die Here my siel gered het, het ons hulle redelik streng groot gemaak. En dan vra ons as daar iets is wat ons voor moet bid, dan bid ons nou saam. En dan bid ons nou vir iets, dan as ons nou so amen sê, dan, of ek maak partykeer my oog so oop, dan sal hulle nou so sit. En dan sê ons nou, hoekom is jou oë nie toe nie? Dan sê dit nou nee, ons kyk net of Louise dit gaan doen. Nou sit ek so en nou wonder ek, nou dink ek terug, gaan my gedagtes terug. Voordat ek kweeskool toe is, was ek mal oor televisie. Ek het in my kamer 'n televisie gehad, en in my sitkamer, en as ek nou nuus en dinge gekyk het, dan moes die kinders sjoes, en dit was 'n streng storie. En toe besluit ek, toe praat die Here het met my gepraat daaroor, en toe besluit ek, ag Here, ek sien nie kans dat daar iets tussen my en u moet staan nie, en ek verkoop al die televisies. Ek het geen televisie gehad nie. En so kom dit nou dat die Here my roep, nou moet ek kweekskool toe gaan. En my dominee wat ons op daai stadium gehad het, kom na my toe en hy sê vir my, ag ou broer, ek weet nou nie hoe om vir jou dit te sê nie, ek wil ook nie hê jy moet dit nou verkeerd opneem nie. Ek sê nee dominee, wat is dit? Hy sê man, jy weet daar by die kweekskool is dit maar baie eensaam en alleen vir die kinders, en ek wil jou tog maar aanbeveel en aanmoedig om 'n televisie te koop. Ek sê, baie dankie dominee, nee goed, ons sal daaroor dink. En ons het elke aand so 'n huisvergadering gehou in stilte tyd. En ek roep my kinders by mekaar. Ek sê kom, ons is by mekaar en ek sê vir hulle, hoorie, dit is nou wat gaan gebeur. En die dominee het nou vir pa gesê dat ek moet 'n televisie koop en pa het geld. Ek sê ons gaan nou kweeskool toe en ek kan 'n televisie koop, maar ek gaan nie een koop nie. So as julle 'n televisie wil hê, dan moet julle Louise vra dat hy 'n televisie vir ons sal gee. En so het ons sekere week, wat 2 weke miskien het ons gebid. Toe kom een van my vriende by my en hy sê, ou broer, man, ja, ek weet nie hoe vir jou te sê nie, maar ek wil graag vir jou 'n televisie gee. En ek wil vir u sê, niemand het geweet dat ons in die huis bid nie. Niemand het daarvan geweet nie. Ek sê, ou Ben was sy naam. Ek sê, Ben. En ek sê, dit is nou wat die Here, wat gebeur het, en ons nou vra die Here en almal van ons bid. Veral die kinders het baie nastigtelik gebid vir 'n televisie. En hy sê, nou voel ek baie sleg. Nou wat's dit nou, Ben? Hy sê, broer, dis ongelukkige swart en wit televisie. Ek sê, Ben, geen probleem nie. Dus die kinders ons net, as hulle net kan kyk en so, en dan is dit ook nou daarna toe. Hy sê, maar daar is nog 'n probleem. Ek sê, wat is dit, ou Ben? Hy sê, ja, hy is ongelukkig stikkend. Ek sê, ag Ben, dis ook nie so groot probleem nie. Ek het hier en daar nog 'n kontak en hulle laat hom toe regmaak en maak hom reg, en so kry ons toe nou die televisie. En seker so 3 of 4 dae het verbygeloop, is ons weer so as gesin voor die Here stil. En Natie, my seun, hy was nog nie hier nie, hy dreig ook om te kom, dat ek hom oorwys. Kom hy en hy, net so voor ons bid te sê, pa, ek wil net graag iets sê. Ek sê, ja my kind. Hy sê, pa, ons het nou gebid vir 'n televisie, maar ons het nie een keer vir Louise gevra, Louise, asseblief, dit moet 'n kleurtelevisie wees en hy moet reg wees nie. En dit het hom so geleer, en daarvan af, as hy bid, is hy baie spesifiek. Tot vandag toe nog vertel hy vir my, as hy oor iets bid, dan bid hy spesifiek, nie sommer net so in die lig nie. So dit het nou maar so in my gedagtes opgekom, dat die kinders, hoe wonderlik hulle ook die Here dien en leer by dinge wat baie keer vir ons ongemaklik en dit is. Nou ons gaan uit die woord van die Here by hierdie geleentheid lees in Lukas hoofstuk 15. Lukas hoofstuk 15. Die opskrif daar is die gelykenis van die afgedwaalde skaap en die verlore penning.
As u die plek het, sit net so, asseblief, dan maak u die oë toe, buig u hart, dan gaan ons hierdie diens in gebed aan die Here afgee. Ons aanbiddelike Hemelvader, baie, baie dankie dat ons die voorreg weer het, om so in u teenwoordigheid rondom u woord in 'n gebou, wat uitgesit is om u te aanbid en u te dien, by mekaar kan kom, met die verwagting en die begeerte dat u met ons sal praat. Here, u sê vir ons in die woord, dat u stuur u woord uit, en u woord sal nie na u toeledig terugverkeer nie. En daarom aanvaar ons dat daar iets is, al is dit 'n gedagte, al is dit 'n woord, wat dit ook al mag wees, daar is iets van môre, wat u met ons elkeen wil deel. Help vir ons, dat ons dan fyn ingestem sal wees, en sal luister, terwyl ons dit ook gaan saam lees uit u woord uit, dat ons sal luister. Want u sê, die Bybel ook, u ken ons behoeftes, u ken ons begeertes, Here, u ken ons stryd, u ken ons blydskap, u weet alles van ons, en ook dit, sê die Bybel, wil u ons in help. U wil ons versterk, u wil ons seën, sodat ons met blye harte u kan dien. Dankie, u het ook die afkondigings gehoor van môre. Ons bid, Here, dat u sal genees. Ons bid dat u sal oprig. Ons is dankbaar vir elkeen wat getuig en kan getuig van u wonderlike genesende werk. En dankie dat ons ook kan aanvaar vanmôre in die lig van u woord, dat u doen nie halwe werk nie, dat u asseblief ook sal oprig, elkeen wat 'n behoefte het aan u aanraking. Here, seën vir ons ook, dankie dat ons het ook gehoor, wat die oordrag en die finalisering van die geboue betref, daar by SARS, en dankie ook daarvoor wil ons bid vanmôre as gemeente, dat u asseblief, terwyl u tot hiertoe voorsien het, terwyl u goed was vir ons as gemeente tot hiertoe, dat u ook sal gee, dat alles daar by SARS glad en voorspoedig sal loop, dat u deure sal oopmaak, dat u harte sal verlig, en dat hulle hierdie saak ook sal finaliseer, en dit ook tot eer van u naam. Ons sal vir u die eer gee, Here, want ons weet, u is alleen in beheer van alles. Seën nou u woord ook wat verkondig gaan word, neem asseblief u regmatige plek tussen spreker en hoorder in, en verheerlik u self vanmôre, nie net hier by ons nie, maar ook reg deur ons land, waar u woord verkondig sal word, in waarheid en in krag. Amen. Ek lees vir ons vanaf die eerste versie. En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. En die fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis en sê, watter man onder julle wat 100 skape het, en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan, en gaan agter die een aan wat verlore is, totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers, en as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Of watter vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. So, sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Ek lees net tot daar uit die woord van die Here. Nou ek wil vanmôre, na aanleiding van hierdie 2 versies, in vers 8 en vers 9,
waar die Here Jesus die gelykenis vertel van die vrou met die verlore penning, wil ek vanmôre met u praat onder die sentrale gedagte verlore diensbaarheid. Verlore diensbaarheid. Nou ek gaan hierdie 2 versies gaan ek gebruik as 'n tipe leer. Die eerste is die muntstuk as 'n tipe van 'n kind van die Here, die huis as 'n tipe van die kerk, 'n tipe leer. En die boodskap wat ek aan u wil oordra, soos ek glo en seker is die Here op my hart gelê het, is verlore diensbaarheid. Nou die woord verlore beteken nutteloos, good for nothing, good for nothing. En die woord diensbaar beteken ondergeskik of dienend, onderworpe, nuttig, bevorderlik. Nou liewe vriende, broer en suster, dit is die Here se begeerte om elke mens wat tot bekering kom, om elke mens wat op daai plek in sy of haar geestelike lewe kom en besef ek is op pad na die ewige verdoemenis en daar is niks wat ek daaraan kan doen, anders net as om my vertroue in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, aan te neem en my eie te maak. En dan sal ek beleef, en dan beleef so 'n persoon, en ek vertrou elkeen wat nou vanmôre na die woord luister, kan getuig daarvan, dan ervaar hulle wat Johannes 1 vers 12 sê, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word, aan elkeen wat hom aangeneem het as redder en verlosser. Nou die Here Jesus red siele met die besondere begeerte om 'n goddelike geslag voor te bring met wie hy in gemeenskap kan verkeer. Maar sy doel is ook, terwyl ons nog in hierdie lewe is, in hierdie wêreld is, en die Bybel vir ons leer dat die wêreld lê in die mag van die bose. Die Bybel leer dat mense word gebore in die mag van die bose, kinders van die bose word hulle gebore. Maar die Bybel leer ook vir ons dat God wil hê dat daai mense, hy wil hê dat almal tot bekering moet kom en dat nie een verlore moet gaan nie. Dit is wat die woord vir ons leer. Dit is God se begeerte. Dit is God se begeerte. En so word elke mens, as hy sy hart en sy lewe vir die Here gee, hy word weergebore, hy het die mag, God gee hom die mag om te sê, kind van hom. Elke kind van die Here kry die verantwoordelikheid, die taak van die Here, om 'n getuie vir hom te wees. Om met mense te vertel waar ons beweeg, met wie ons te doen kry, om hulle te vertel van die wonderlike werk en liefde van die Here. En die hele bedoeling daarvan is dat hulle ook by die Here sal uitkom. Met ander woorde, dit is die Here God se wil en begeerte dat 'n mens wat by die Here uitgekom het, vir hom diensbaar moet wees, vir hom moet lewe, vir hom moet getuig, sodat ander ook die wonderlike voorreg kan ervaar, om kind van die Here te word. U weet Paulus, hy beskryf sy eie lewe in Romeine 6:22, hy sê, maar nou dat julle vrygemaak van sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Dit is wat Paulus beskryf. Ons ontvang die vrug van heilig lewe, van diensbaarheid vir die Here, God. In 1 Korintiërs 9 vers 19 getuig hy sê,
Ek het my lewe aan almal diensbaar gemaak om soveel van hulle as moontlik te win. In Korintiërs 10 vers 33 sê, God het sy lewe aan die Here oorgegee, sodat hy kan daartoe bydra, dat mense gered word. Nou liewe vriende, broer en suster, dit is 'n feit, dat ek en u mense nie kan red nie. Ons kan nie mense red nie. Dit is God alleen. Hy alleen op grond van die gebeurtenis op Golgotha, wat siele kan red. Ek en u kan nie mense oortuig van hulle sonde nie. Ons kan nie. Dit is God alleen deur die Heilige Gees wat mense oortuig van hulle sonde. Maar ek en u is mondstukke van die Here, waardeur die Here kan werk om mense te oortuig, om mense op daai plek te bring dat hulle sal insien, hulle is diensbaar vir die Here, of hulle het die Here nodig vir hulle redding en hulle saligheid. Maar nou vanmôre gaan ons praat oor verlore diensbaarheid. En daarom is dit nodig dat ons by hierdie geleentheid vir 'n oomblik sal stil word en sal terugdink. U weet die meeste kinders van die Here, meeste mense wat gered word, net na hulle ondervinding van wedergeboorte, na hulle vervulling, waar hulle ervaar het die Here se liefde en genade, praat hulle, u weet die aand toe die Here my siel gered het daar op die grens. Niemand, ek het nie in 'n kerk groot geword nie, ek het nie hierdie goed gehoor nie, maar toe ek uit daardie voertuig uitklim en ek gaan in my tent in, en die persoon wat saam met my in die tent was, het ek hom vertel. Ek het dadelik getuig, ek het dadelik vertel. En so het ek met mense wat ek te doen gekry daar op die basis, het ek vertel. Toe ek terugkom hier by die huis, het ek vertel. Niemand het vir my op daai stadium gesê, ek moet vertel nie. Dit is die Gees wat in ons harte werk. Daai wonderlike ervaring van die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. Dit borrel in my. En dit is die vuur van eerste liefde. En as jy nou nie die Here se aangesig soek en bly fokus op sy werking in jou lewe en jou geestelike groei nie, onder die leuenpropaganda van die duiwel, wat nie wil hê 'n kind van die Here moet hierdie wonderlike ervaring beleef van heiligmaking en diensbaarheid nie. Dis hy wat ons moeg en moedeloos maak. Dan kom ons op 'n plek, of dan is dit moontlik dat 'n kind van die Here op die plek kan kom waar hy nie meer 'n getuie, nie meer 'n kragtige, 'n lewende getuie is, waar hy nie meer diensbaar is nie. En dan gaan hy ook maar net deur die mosies. Dan gaan hy maar deur. En sy geestelike lewe vir die Here is nutteloos. Good for nothing. En liewe kind van die Here, dis nie net jy wat ongelukkig is nie, maar ook die Here. Want dit is nie die Here se begeerte dat 'n kind van hom moet lewe good for nothing. Ons sal voor die Here gaan rekenskap gee. Vir elke siel wat ons die voorreg gehad het, of die geleentheid gehad het om mee te praat, waarmee ons nie gepraat het nie, wat sy oë in die hel sal oopmaak. Ons sal gaan rekenskap gee. En daarom in die oog van die Here en die lig van die Bybel is dit 'n ernstige saak, as daar gepraat word oor om diensbaar vir die Here te wees. Nou soos ek aangedui het, hierdie gelykenis gaan ek hanteer in die vorm of in die tipe, 'n tipologie daaraan koppel, 'n tipe van die kind van die Here en die huis as die kerk. En ons gaan daaruit lees, as jy nou vanmôre sit en sê, Here, maar ek het bietjie koud geword, ek het bietjie lou geword. Here, ek het nie meer daai passie, ek het nie meer daai ywer nie. Ek is nie meer so diensbaar soos wat U wil hê ek moet wees nie. Maak nie saak wat jou verskonings vanmôre is nie. Luister na die woord van die Here. Die eerste waarna ons gaan kyk is na hierdie muntstuk self. Ons sien hierdie muntstuk was vir die vrou waardevol gewees.
In vers 8 lees ons dit. En as ekskuus tog nou het ek my plekkie verloor. In vers 8 sê die Bybel, kan jy glo, ek soek vers 8 by vers 6. Of watter vrou wat 10 pennings gehad het, as sy 1 penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit nie. Hierdie penning was vir daai vrou waardevol. Waardevol. Sy het alles in haar vermoë gedoen om daai penning terug te vind. Dit het haar nie gelukkig gestem om 1 van die 10. Ons kan nou redeneer en sê, ja, maar sy het nog 9 gehad. Nee, daai 10de een, die een wat sy verloor het, was vir haar waardevol en kosbaar. En sy het die huis uitgevee en sy het moeite gedoen om daai 1 penning te vind. Die woord waarop ons fokus hier is waardevol. Waardevol. En liewe kind van die Here, hoor mooi vanmôre. Al sê jou eie vlees vir jou wat. Al sê die leuenaar van hierdie wêreld vir jou wat. Die Bybel sê vir ons dat elke kind van hom is vir hom waardevol. Hy het ons lief met 'n onuitspreeklike liefde. Inteendeel, nie soos dit 'n mens sal bedroef nie, maar dit maak hom hartseer as hy weet 'n kind van hom is nie diensbaar, leef nie soos hy veronderstel is om te leef nie. Daarom doen hy alles, as ons nou menslik net kan praat, hy's God. Maar menslik doen hy alles moontlik. Hy stuur sy woord uit, soos by geleenthede soos hierdie. Hy praat met jou deur die stem van die natuur. Hy praat met kinders van die Here wat nie op die plek is waar hulle moet wees nie. Want elke kind van hom is vir hom waardevol. Waardevol. Soos hierdie muntstuk vir hierdie vrou waardevol was, so is elke kind van die Here vir hom waardevol. Hy sal roep en hy sal trek en hy sal smeek. En weer eens, die waarskuwende woord daarmee saam is, as jy nie gehoorsaam aan die woord en bely teenoor die Here en terugkeer na die Here, gaan ons rekenskap gee. Daar by die regterstoel beoordeling. Daar gaan elke kind vir homself, sê die Bybel, rekenskap gee. En ek het baie keer in my binneste, as ek daaraan dink, dan dink ek, wat dink u? Ek wonder, dink 'n bietjie, as jy nog nie daaraan gedink het nie. Wat 'n rede gaan ons gee? Here, waarom het ons nie? Wat 'n rede? En daarom is dit by geleenthede soos hierdie belangrik, dat ek hand in boesem sal steek, en as dit nie is soos die Here wil, om te sê, Here, ek weet, ek is vir u waardevol, en daarom bekeer ek my van my verkeerde weë, van my verkeerde weg. Maar die tweede wat ons sien van hierdie muntstuk, was vir hierdie vrou, terwyl hy weg was, diensloos. Diensloos. Hy het vir haar niks beteken nie. Niks beteken nie. Sy het geen beheer oor hom gehad nie. Geen beheer nie. Vir haar het daai muntstuk, terwyl die muntstuk vir haar waardevol was, het dit vir haar niks beteken nie. Niks beteken nie. En liewe kind van die Here, is dis ook die geval met mense, met kinders van die Here, wat nutteloos in hulle geestelike lewens geraak het. Wat good for nothing geraak het. Wat nie meer met 'n passie en met ywer getuig aangaande die liefde wat ek ervaar het met God nie. Aangaande die liefde wat hy ook vir ander het nie. So 'n kind van die Here beteken vir die uitbreiding van die koninkryk niks nie. Onwilligheid beteken niks. Dra daartoe by, ongehoorsaamheid dra daartoe by, dat 'n kind van die Here vir die Heilige Gees, vir God, niks beteken nie. Niks beteken nie. Want jou lewe getuig nie van dit wat jy
beleef het nie. En ons gaan rekenskap gee voor die Here. En weet jy wat die tragieste van alles is? So 'n kind van die Here beteken vir die koninkryk van God niks. Niks. En hou geen gevaar in vir die koninkryk van die duiwel nie. En daarom sal die vyand van siele alles in sy vermoë doen om 'n kind van die Here verlore, sy diensbaarheid verlore te hou. Hy sal vir jou kom leuns vertel. Hy sal jou kom wysmaak van dinge waaraan jy nie eens gedink het nie. Hy sal ook geen probleem hê dat jy hom die skuld gee vir alles nie. Moet net nie by jouself uitkom nie. Moet net nie sê, Here, ek is jammer. Here, ek het verkeerd gegaan. Here, ek is nie meer diensbaar vir u nie. Gee maar die duiwel die skuld. Gee die lewe die skuld. Hy het geen probleem daarmee nie. En daarom laat ons vanmôre mooi luister. Dat elke kind van hom is vir hom waardevol. En hy wil ons gebruik. Hy wil jou gebruik. Al mag dit vir jou voel, jy sit daar by die huis en jy beteken niks. Hy wil jou gebruik. Al is dit net in voorbidding. In voorbidding. Om vir die Here te bid en te vra, Here, die mense wat vir u werk, seën hulle. Seën hulle. Here, werk deur hulle. Werk deur hulle. En jy sal beloon word. En daarom is die opdrag en die versoek. Die opdrag, versoek. Bedroef nie die Heilige Gees nie. Efesiërs 4:30. As ek nie doen wat die Here wil hê ek moet doen nie, dan bedroef ek hom. Dan stop sy werk in my lewe. Maar die aardsteeste van dit verder in die derde plek, hierdie muntstuk was in die huis. Hy was nie buite die huis nie. Hy was binne in die huis. Binne in die huis. Lees ons in vers 8. Binne in die huis, maar nie diensbaar. Nie diensbaar. En dit is baie keer ook die gevaar met 'n kind van die Here wat stagneer in sy geestelike lewe. Mag al hierdie pragtige mooi dinge doen, by die kerk bymekaar kom, mag voorkom asof baie diensbaar maar in die hart, Here, nie waar u my wil hê nie. Nie waar u my wil hê nie. Dit mag vanmôre moontlik wees dat jy die getuienis van saligheid in jou lewe het, ver in die verlede. Ver in die verlede. Maar om diensbaar te wees nou, om nou te kan getuig, ek is onder die bestuur, of my lewe is onder die bestuur van die Heilige Gees. Dit is nie daar nie. Dit is nie daar nie. Daarom die roepstem van die Here. Daar's 'n groot verskil tussen om gered te wees en gereed te wees. 'n Groot verskil. Om gereed te wees en diensbaar te wees. So daarom is dit moontlik dat kinders van die Here, mense kan sit met 'n getuienis van redding, maar wat nie gereed is om deur die Here gebruik te word. Wat nie diensbaar is vir die Here om deur hom uitgestuur te word. En as dit nie soseer uitstuur is nie, in die binnekamer. In die binnekamer. Daar's baie werk wat ons as kinders vir die Here kan doen, gefokus op die uitbreiding van die Here, van die koninkryk van die Here. So daarom, dit gaan vanmôre oor een ding, 'n groot verskil tussen om gered te wees en gereed te wees. En die opdrag van die Bybel is dat ons as kinders elke oomblik, terwyl ons hier is, gereed moet wees om deur hom gebruik te word, of as die besuin sou blaas, om hom te ontmoet. Die vierde wat ek vir u wil uitwys van hierdie vrou met die penning, met die muntstuk is, sy het hom nie net gelos nie, sy het moeite gedoen. Sy het moeite gedoen. Ons lees in vers 8, sy het die huis uitgevee. Uitgevee. Sy het hom gesoek. Sy het hom gesoek. Sy het alles gedoen moontlik om hom te vind. En so ook met die Here. Nie een van ek en u, nie een kind wat nie op die plek is,
sal eendag vir die Here 'n vinger kan wys en sê, Here, maar U het nie gesoek nie. U het my nie geroep nie. Here, ek was nie vir U belangrik nie. U het my man gelos en U was tevrede en dit het gemaak dat ek tevrede is. Dit sal nooit gebeur nie. En daarom is dit, moet U vanmôre weet, hierdie roepstem van die Here, hier waar ons met U praat oor verlore diensbaarheid, is die roepstem van die Here, juis omdat hy jou wil herstel, juis omdat hy jou wil uitstuur, juis omdat hy jou wil gebruik. En die laaste wat ons na gaan kyk is, toe sy hierdie muntstuk vind, toe was daar blydskap, lees ons in vers 9. Sy het almal geroep, haar vriendinne, al die vrouens het sy geroep, en hulle vertel wat het gebeur. En liewe kind van die Here, die Bybel sê vir ons, daar's groot blydskap in die hemel oor een siel wat gered word. Maar die Bybel sê ook, daar's blydskap in Vaderhart. Daar sal blydskap wees vir 'n siel wat vanmôre buig en sê, Here, ek het my diens verloor. Here, ek het verloor. En ek buig my hart. En ek skryf my opnuut weer in, en ek gee my opnuut weer oor aan U, dat U my sal uitstuur en my gebruik tot eer van U naam. En weet jy wat is die wonderlikste? In Vader se hart is daar geen verwyt, sal daar geen verwyt wees nie. As hy herstel, dan is dit so goed. As hy vergewe, dan is dit so goed, asof dit nooit gebeur het nie. En daarom, terwyl ons nou in 'n besondere tyd is van die jaar, waar ons die koms van die Here Jesus na die aarde toe herdenk, waar ons terugdink aan wat hy vir ons kom doen het. Kom ons dink daaraan, en ons gee ons opnuut aan die Here oor. En ons sê, Here, gebruik ons, inspireer ons opnuut, dat ons vir U, Here, nie vir 'n kerk, nie vir dit of vir dat nie, maar vir U diensbaar kan wees, waar ons beweeg, en met wie ons ook al mag praat en deel, dat ons sal kan getuig, ons lewens en ons lippe, ons handel en ons wandel, sal kan getuig van U liefde en genade. Handelinge 1 vers 18 is die belofte van die Here, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. So mag die Here vanmôre 'n hart wat op hom gefokus is, 'n hart wat miskien iets toegelaat het wat nie tot eer is van die Here. Mag die Here daai gewilligheid en begeerte vind hier vanmôre. Maar elkeen wat luister na die woord en sê, Here, vergewe asseblief en herstel tot eer van U naam. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Here, baie dankie vir U woord. En dankie dat ons na U woord kon luister. En dankie dat ons opnuut ook maar net weer kon verneem. U begeerte vir ons is om ons uit te stuur, om diensbaar vir U te kan wees. Baie dankie dat ons kan vra, Here, terwyl U ook gehoor het, stemme wat nou uitroep en sê, Here, vergewe my, ek het versaak, ek het koud geword, ek het lou geword, herstel my, dat ons kan weet vanmôre, U is die hoorder, U doen wat gevra word. Wees die naprediker van U woord. En terwyl ons ook weet, Here, die duiwel haat 'n kind van die Here wat diensbaar is, dat U asseblief vir ons die wysheid en die insig sal gee, om hom te staan, en dan het ons die wonderlike belofte, dan sal hy van ons af wegvlug. Seën nou U woord, gaan voort asseblief met die werking van U woord in ons harte, en as ons mekaar weer sou sien op U bestemde tyd, dat ons net teenoor mekaar sal kan getuig van U liefde en U genade. Amen. Nou ja, ons gaan afsluit. Ek kan nou nie sien nie agter nie, hy werk nog nie, né? Werk hy nou?
red wat verlore is. Kom ons sing daai lied, ons gaan staan en sluit ons daarmee af asseblief. Red wat verlore gaan, soek die wat sterwe, ruggel of vermen dood sonde en dood. Meer is of wat strijd gaan, ruggel die liefde van Jesus ontmoet. Red wat verlore gaan, soek die wat sterwe, sal ek ook die masjien die skuld gee? Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.